Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vir oggend op hierdie Saterdag uit Filippense 4 uit, vers 11 tot 13. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om 'n oorvloed te hê in elke opsig en alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Min mense om ons of onsself is regtig tevrede. Ons kla baie keer te gou. Ons voel gans en al te gou verontreg. Ons sou maklik kajuitraad sit in die kring van die spotters, saam met die wat moet opgee en wat nie aldag tevrede is met wat hulle het nie. En dit moet ons vir oggend mooi hoor, is nie reg nie. So hoe tevrede voel jy op hierdie oomblik oor jou lewe? Droom jy nog oor daardie dag, soos wat ons altyd sê, wanneer my skip gaan inkom? Droom oor die dag waar ons sakke gevul sal wees met sakke vol geld, met roem dalk, noem maar op, waaroor ons soveel keer ongelukkig kan wees omdat ons dit nog nie het nie. En vandag sal mense skoon geskok wees as hulle hoor dat mense sê, ek is tevrede met wat ek het. En jy sal sien, dit is nie die rykstes wat dit kan sê nie, maar dit is juist die wat vrede het. Sakke vol geld kan jy hê, motorhuise vol motors, huise met baie kamers, maar in jou dalk nie vrede nie. En geld kan nie integriteit koop of vrede nie. Geen geld ter wêreld kan die vrede koop wat Jesus gesê het, die vrede wat ek jou gee, sal nie wees soos die van die wêreld nie. Hy en hy alleen gee dit aan diegene wat hom volg. Hy maak hulle lewens vol, lewe van oorvloed, met sy goedheid, met sy guns, met sy vrede. En kyk hier, Paulus skryf uit die tronk uit, dat hy geleer het om tevrede te wees, ver genoeg, wat beteken dat hy ver meer as genoeg het. Hy sê, hy weet wat dit is om geld te hê, maar ook wat dit is om nie 'n sent op sy naam te hê nie. Of hy die tronk is, en of hy vry is, sy geluk was nie deur omstandighede bepaal nie. Hy was tevrede diep binne in hom. Hy het vrede met God gehad en met homself. Hy het geweet God sorg vir hom onder alle omstandighede. Of gerief of veiligheid was nie sy barometer vir geluk nie. God alleen het sy geluk gewaarborg. Daarom kon hy gerief so maklik ingeruil het vir vuil, stil plekkie aan God se voete, al was dit ook in 'n vuil tronk. Filippense 4 vers 6 sê, moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor, bespreek dit met hom, vertel hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie, dat jy met hom daaroor kon praat, en dat hy die beste weet, en jy sal verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar, of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hoe wonderlik is dit nie vanoggend om te weet, dat ons die bloed van Jesus tot binnekant in ons kan neem. As daar goed in ons lewe is, wat ons voel, ons is te nagekom, kan ons dit verruil vir die vrede van Jesus. Ons hoef nie heeldag en aldag ontstel te rond te loop oor wat ander aan ons gedoen het nie. Ons kan dit laat staan by die voete van Jesus. Hoe wonderlik is dit nie om vanoggend te weet, ek hoef nie alleen daardie swaar, daardie pyn, daardie wonde te dra nie, maar dat ek weet, deur die wonde van Jesus Christus, is ek genees. Amen.